Goeiedag en baie welkom by Dr. Douw Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Die 7 Augustus by Fusion op Vrydag begin ons met 'n nuwe reeks genaamd Gebreek, maar nie stikkend nie. Ons gaan oor temas praat soos die lewe wat jou seermaak, God restoreer jou, genesing vat tyd en die gewig wat ons dra. So tieners, maak seker julle join ons vir hierdie reeks. Hoe dink ons oor ons finansies? Ons gesels oor rentmeesterskap by ons volgende Kingsman sessie Maandag aand 3 Augustus om 7:00. Ons wil graag elke Cold One uitnooi na ons City Changers aand Woensdag 19 Augustus om 7:00. Ons wil graag saam met elke persoon wat betrokke is by ons ministries droom oor wat in store is vir 2027 vir ons kampus. Registreer asseblief op ons Church Suite link sodat ons vir jou plek kan voorberei. Ons is by ons aanddiens besig met 'n nuwe reeks wat ons noem van ek na ons. En dit handel oor die hele aspek van om te behoort aan iets en om te behoort aan die gemeente. En soos jy sien, sit ek nou op 'n stoel en reg langs my is daar 'n leë stoel oop. En jy weet, daar's ook mense in jou lewe wie jy weet hierdie stoel kan vul. So ek wil jou vra, kom ons bid saam in geloof dat die stoele gevul kan word. Maar as jy weet van iemand wat op hierdie leë stoel kan kom sit saam met jou, nooi hulle gerus saam na ons dienste toe. Jy kan op hoogte bly van alles wat gebeur by ons kampus deur die QR-kode te scan op ons stoele. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Amen. Amen. Jy's welkom om 'n sitplek te neem julle. Dis lekker om vanaand hier saam met julle te wees. En ons sien uit na net 'n moment ook waar ons 'n bietjie gaan gesels oor hierdie reeks wat ons mee besig is wat ons noem van ek na ons. En dis great want ons begin eintlik met 'n nuwe reeks met dit vanaand wat baie gesels eintlik oor belonging. Kom ons sê net eers gou dankie vir die band, nê, wat 'n lekker groep ouens, lekker om saam met julle te worship. En ek wil hê jy moet vanaand weet dat jy en ek het 'n amazing voorreg om te kan belong. Ons is deel van iets massive, nê. Jy's deel van God se koninkryk. Weet net vanaand dat is daar ook tans is daar dienste wat gehou word reg oor die wêreld. Daar's reg oor die wêreld kinders van die Here wat nie net connect aan 'n kerk of gemeentes nie, maar hulle connect aan mekaar, hulle connect aan jou. So overall is daar 'n belonging, maar ek en jy weet dat ek en jy kan vanaand ook behoort hier aan mekaar, nê. Dit is great en ons gaan in hierdie tyd 'n bietjie gesels oor die hart agter belonging. En ek wil vir jou sê dat dis great om te weet dat wanneer jy hier is vanaand en jy beleef hierdie diens en jy beleef die woord en jy beleef lekker worship, weet net dat jy gemaak is daarvoor. Dit is goed vir jou. Maar dit bring my by ietsie wat baie belangrik is om te weet en dit is soms dalk 'n bietjie hartseer, nê. En vat my na my volgende punt toe. Weet jy dat vandag is mense so connected, nê? Te danke aan technology. Jy het jou foon by jou, jy weet,
Jy het 'n manier om te connect met mense reg oor die wêreld. Ek het met my vrou gesels gister waar sy my vertel het, toe sy eintlik 'n hele paar jaar toe sy 'n kind was op skool, het sy actually vir ouma wat gebly het in Van Reinsdorp nog briewe geskryf vir haar. En haar ouma het saam teruggeskryf, nê. Briewe, wanneer al het jy 'n brief geskryf vir iemand, nê? Gaan old school gaan net probeer dalk vir mekaar briewe skryf, of jy dalk briefies geskryf en gestuur vir iemand in 'n klas. Wie van julle het dit gedoen? Alright? Ek het briewe geskryf en gestuur vir my seentjie maatjies. Nie maar daar iets fout was nie, maar dit was al maatjies wat ek gehad het en ons het nie liefdesbriewe vir mekaar nie. Ons het snaakse goed vir mekaar geskryf om mekaar te laat lag in ernstige oomblikke. Okay, dis die briewe wat ek gestuur het. Maar weet jy wat, daar was 'n tyd wat ons kon connect met mekaar. Maar weet jy, vir vandag, te dank aan technology en te dank aan alles wat ons het met social media, soos jy kan sien, is ons so connected reg oor die wêreld. Almal is connected. Jy kan nou praat met mense in Amerika, jy kan praat met mense in Engeland, jy kan praat met mense in Uzbekistan. It is amazing. Maar jy weet ook dat steeds is mense tog alleen. Is dit nie sad nie? Jy het hierdie connection. Jy kan met enigiemand gesels, maar tog is mense alleen. En dit is sad om te dink daaraan, want belonging is meer as net om tussen mense te wees, nee. Ek het al beleef in my lewe dat jy kan tussen mense wees, maar nog steeds alleen wees. Wie van julle het dit al ervaar, nee? Vir party introverte is dit die most amazing ding wat jy kan hê, tussen mense, maar jy is alleen. Vir baie mense pla dit hulle glad nie as jy 'n sterk introvert is. Maar daar is mense wat alleen kan voel. Ek het al beleef in my lewe waar ek is tussen 'n klomp mense, maar mens voel nog steeds alleen. Die Here het jou gemaak om te kan belong. En ek wil vanaand dit duidelik stel, dat belonging is meer as net om tussen mense te wees. Jy is geroep vir iets dieper. Jy is geken. Is dit nie amazing nie? Jy is geken. Nie net vir mense of tussen mense nie. Is amazing om te weet dat die Here jou ken. Hy het jou gemaak. Jy is geken deur God. Jy is nie alleen nie. Belangrik om te weet, jy is geliefd. Laat dit insink. Ek weet nie wat jou week vir jou instoor gehad het laasweek nie. Dalk was dit terrible, dalk was dit rof. Daar's rowwe dinge wat gebeur in mense se lewens. Voel mens altyd geliefd wanneer dinge suid draai? Nee. Voel ons baie liefde teenoor mense wanneer dinge van hulle kant af suid draai na ons toe? Nee. Nee. Voel ons geliefd wanneer iemand in ons vasry? Seker nie. Nee. Maar jy is geliefd deur God. Dis belangrik om te weet. En wat ook great is jy word aanvaar. Hierdie ding is wel lekker vinnig, ek love it. Jy word aanvaar deur die Here. En hoekom ek daai noem, is dit is nie net beginsels van om te belong nie. Ek glo dit is deel van 'n kultuur wat geskep is deur die Here. Wanneer jy in 'n plek instap, en jy ervaar dat jy geken is, jy ervaar dat jy geliefd is, jy ervaar dat jy aanvaar is. Dis 'n culture. En 'n deel van dit beleef ons vanaand, en 'n deel van dit beleef ons in die oggend hierso, as mense hier aankom, en dis vriendelik, en jy weet, daar's mense wat jou groet, en daar's altyd 'n lekker koffie. Nee, lekker koffie. Nie kitskoffie, nie lekker, awesome koffie. Dit laat mens net goed voel, maar dis deel van 'n culture van belonging. En mense het 'n soeke na dit. En as gevolg van belonging en wanneer ons dit reg doen, kan ons regtig sien hoe 'n wêreld verander. Want daar is mense hier buite wat alleen is, wat stikkend is, wat 'n plek soek om te belong. Ek dink aan Jesus met sy disippels. As jy lees in Matteus en as jy lees in die evangelies, wanneer Jesus begin het om sy disippels te roep, dink 'n bietjie aan dit. Die tipe mense wie hy geroep het, was nie die klaskapteine nie. Hy het gegaan na mense wat effens eintlik die bietjie van die washouts is. Imagine wat in hulle harte gebeur het wanneer Jesus na hulle toe gekom het en gesê het, volg my. Hy het hulle laat voel hulle belong. Is nie amazing nie? Dis deel van 'n kultuur wat die Here kom skep het. En met daai kultuur kan ons sien hoe die hele wêreld verander, want mense is gemaak daarvoor. Jy en ek is gemaak daarvoor. So vat 'n oomblik en dink aan jou design. Het jy ooit gedink aan die manier hoe God jou geskaap het?
Jy het nie net appear nie. Die woord leer ons die Here het ons design. Fyn uitgedink, in fyn detail het hy my en jou design. Maar dink aan jou design in die volgende. En ek wil ietsie vir jou lees hierso wat baie profound is. Dis nou in 'n taal wat dinge baie mooi verduidelik. Dis nou maar Engels, okay? So bear with me. Afrikaans verduidelik hier nie so mooi nie. Dit sê net belonging begins with understanding that we were created by a relational God. For relationship with him and others. Het jy ooit stilgesit en mooi gedink aan dit? Die idee van 'n liefdevolle God, ja, maar 'n relational God. Dat hy met my en jou wil verhouding hê. That's a good God. So as jy dink aan die skepping, as jy dink aan die manier hoe hy jou kom maak het, hoe jou design werk, is dit baie belangrik om te weet. Hoekom jy moet belang? Jy is daarvoor gemaak. Jy weet, en jy sal nou agterkom deur die aand met 'n paar voorbeelde. Jy weet hoe dit voel wanneer jy verlang alleen is. Daar sal altyd 'n soeke wees na 'n connection, yes na die Here toe, maar ook na mense toe. Hoekom? Want jy is gemaak daarvoor. Ek wil vir jou lees wat staan in Genesis 1 vers 26. Waar die Here sê, God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground. Nee? Belangrike vers, ons ken dit. Maar kyk wat word uitgelig en ek het eens 'n bietjie gehelp daarmee. Sê 'n bietjie saam met my us. Us. Dankie. Sê vir my saam met my our. So is interessant hoe God sê, let us make mankind in our image. So was God alleen toe hy ons create het? Nee. As jy die konsep ken van die Vader, Seun en die Heilige Gees wat nog altyd daar was, hou daai prentjie in gedagte as ons lees uit ons kom design. En hoekom ek daai vers sê is om vir jou uit te wys dat jy is geskape in good company. Dink aan, daar was good company. Die Here, Vader, Seun en Heilige Gees met jou in gedagte. You were designed in good company. En dan die volgende is, jy is geskape vir verhouding met God en vir ander. Dis deel van God se culture, dis deel van God se hart. Deel van sy hart vir ons. Verhouding met hom te hê, verhouding met mekaar te kan hê. En vanaand lê ek sterk klem daarop die belangrikheid daarvan om te weet jy het 'n plek om in die Here se hart en 'n plek waar jy kan kom belong. Because you were designed for it. Volgende deel is in Genesis 2 vers 18. The Lord God said, it's not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Nou hierdie vers word baie gebruik wanneer ons gesels oor die feit dat daar vir Adam 'n helper gemaak is. Hierdie vers word geshare by troues en in huweliksbeginsels, ons weet. Maar kyk na die hart van die Here. Regardless van die plan met 'n maatkry of wat ook al, weet nie dat God se plan het begin dat ons nie alleen moet wees nie. Hy sê it's not good for man to be alone. En daai is die eerste keer wat ons van weet waar die Here eintlik iets gelabel het as not good, was toe die man alleen was. Die persoon, die eerste human geskape was alleen. Toe sê die Here, dis nie genoeg. That's not good for man to be alone. En ek 'n bietjie mooi daarvan hoe awesome het die Here gevoel oor sy skepping, which is us, dat hy gedink het, wow, hulle is so amazing, of hy is so amazing, kom ons maak nog van hulle. Is dit nie cool nie? Nee? Dis amazing. Die Here het so gehou van wat hy geskep het in ons, dat hy gevoel het, it's not good for this man, for this human to be alone. En met dit in gedagte, dink aan Wilson. Okay? Wilson is nie in die Bybel nie. Wilson. Wie van julle kan vir my sê wie's Wilson? Nee? Alright, wie's Wilson? Castaway. Die bal in Castaway.
ek dink die beste actor, nou die fliek Castaway het nie baie actors gehad nie, maar die ene wat eintlik die Academy Award moes wen, was Wilson. Okay? Wie van julle het al Castaway gekyk? What an amazing movie, nee, ek sal dit weer kyk, dit is fantasties. Kort synopsis, die karakter in Castaway vlieg iewers heen, iets gaan fout met die vliegtuig en hy down en hy land op 'n remote eiland, alles, die vliegtuig is in sy chops in, hy is alleen, groot chaos. Het jy al jouself imagine wat sal gebeur wanneer dit met ons moet gebeur? Wat sal jy doen as jy alleen uitspoel op 'n eiland en is net jy? Nee? Die introverte sal praise and worship net al. Maar vir van ons sal dit 'n bietjie nerve-wracking wees, want wat maak jy nou? En in daai fliek was dit so amazing, hy moet leer survive, en hy kry dit goed reg, en dit wys vir jou, dit is nie net survive nie, dis actual pain, actual angs, die ou moet nou 'n plan maak, né? En op 'n stadium, is daar niemand wat na hom toe kom, obviously, maar is net hy alleen. En hy verloor dalk so 'n bietjie sy kop as gevolg van loneliness. En al vriend wat hy kry, is van die objects wat uitgespoel het vanuit die vliegtuigwrak. En dis Wilson, 'n bal. Okay? En jy weet hoe daai bal 'n gesiggie gekry het, dis hy wat seer gekry het om homself te sny, en toe sit hy uit op die bal en toe word dit 'n gesiggie. En dink 'n bietjie mooi daaraan, waar daai fliek eintlik vir ons wys, dat is nie goed vir ons om alleen te wees nie. Die Here het geweet, as ons alleen op 'n eiland uitgespoel is, wat ons baie keer vir ons wil hê, net weg van mense af wees. Die gevaar dat jy met 'n bal gaan begin praat is pretty evident, okay? Of gaan begin praat met iets wat nie 'n mens is nie. Want hoekom doen ons dit? Hoekom doen die karakter in Castaway dit? Want hy het loneliness gehad. Regte, egte loneliness. Nie net moes hy veg vir survival nie, maar hy het iemand nodig gehad. En is baie hartseer in die fliek later, wanneer Wilson wegraak, en hy skree kliphard, Wilson! Want Wilson is weg. Ek en jy is nie gemaak om te soek na die Wilsons in ons lewe, wat geen lewe in het nie. Lewelose objects kan ons nie vul nie. Ons is gemaak om tussen mense te wees. Ons is gemaak om God se hart en sy liefde te sien tussen mense. Met die idee van Castaway, ek kyk 'n paar jaar terug 'n video van 'n YouTuber wat heavy into survival is, en om sy eie ding te doen, en te leef in die wildernis en al daai goeders, en ek love sulke video's. En kom ons wees eerlik, partykeer ons as mense voel ons raak partykeer maar moeg vir mense, nee, wat ons voel, gee my net 'n eiland of die wildernis waar ek net alleen kan gebly. Het jy al so gevoel? Nee, verwyder my net van mense af. Baie mense voel dit partykeer. Ek voel ook al partykeer in my lewe, partykeer is alles loud, overwhelming, ek wil net gaan bly in die berg in 'n cabin. Ver weg van alles af. Dis human om dit te kan doen. Maar wat hierdie YouTuber gedoen het, is hy het video's gemaak van waar hy vir baie lank survive. En hy het, ek dink, dit was 'n paar maande wat hy probeer het, survive. En hy kan survive. Hy weet baie mooi om te kyk na homself. Hy's fully equipped om te sorg vir homself. Hy kan jag, hy kan vuur maak, hy kan water kry, want plekke waar daar nie is water supposed om te wees nie. Hy's geared up for survival. Maar interessant genoeg is na 'n baie lang tydperk wat hy survive, sê hy in sy eie video, weirdste ding gebeur, hy het nou mense nodig in sy lewe. 'n Ou wat eintlik fine daarmee was om homself te isolate van mense af, kom nou op 'n plek waar hy sê, nou soek hy mense. Hoekom? Hy het agtergekom, hy kan nie alleen wees nie. It's not good for man to be alone. En dit vat my na die volgende punt toe. Ek wil hê jy moet 'n moment gaan vat sometime in die week. Jy kan dit ook vanaand doen, of aan die einde, anders let jy nie op nie. Maar gaan doen jouself 'n guns en Google 'n bietjie, of AI 'n bietjie net, die mekaar begrippe in die Bybel. Jy gaan kyk wat vir jou opkom. Daar is so baie aspekte en begrippe en beginsels wat hulle noem die mekaar begrippe. En ek gaan een van dit lees en dalk net so 'n bietjie uitlig van klomp van die ander. Jy sal sien hoeveel daar is. En dit is vir 'n rede. Want ek skryf daar, die mekaar begrippe in die woord bewys vir my dat jou geloof
is nie 'n persoonlike saak nie. Het jy al baie keer gehoor mense sê, my geloof is 'n ding tussen my en die Here. Jy weet, die Here weet, dit is net ek en die Here, ons is fine. Dis mooi, dit is opreg om dit te hoor. Maar is eintlik nie hoe dit moet wees nie. Jou geloof is belangrik tussen jou en die Here. Maar eintlik is daar 'n groter prentjie. Jou geloof is nie jou eie persoonlike saak nie. Die Here kan amazing dinge doen in jou journey en jou verhouding met hom, maar die hart is dat jy dit kan deel. En dis waar die mekaar begrippe inkom. En ek wil vir jou lees wat staan byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5 vers 11. Wat sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar. Bemoedig mekaar. Dis so 'n belangrike ding. As jy wonder, maar waar begin ons? Hoe share ons hierdie aspek van belonging? Hoe vier ons hierdie kultuur daarvan? Begin net deur mekaar te bemoedig. Maar jy kan net bemoedig word wanneer jy tussen mense is, nee. Tussen kinders van die Here. Jy kan ook net bemoediging doen wanneer jy tussen mense is. Dit kan nie gebeur wanneer jy persoonlik isoleer nie. Die mekaar begrippe is so baie in die woord. Jy het al terme gehoor wat sê, jy moet liefde hê vir mekaar, dra mekaar se laste, hê mekaar lief, soos ek julle gehaat het. Dit praat van verdraagsaamheid, dit praat van waar jy mekaar moet verdra en vergewe. Daar's 'n vers wat sê, dien mekaar in liefde. Praat mekaar moed in en versterk mekaar. Wees eensgesind van gemoed teenoor mekaar. Dit is so amazing om te weet dat ons mekaar. Die Here het gekies dat ons dit kan hoor. Wanneer Paulus sy briewe skryf in die Nuwe Testament, skryf hy vir groepering mense meeste van die tyd. Wanneer Jesus gepraat het, was al groepering mense. Dit was groeperinge, dit was net mense alleen die hele tyd nie. Want dit wys vir my en jou dat ons mekaar ernstig en sterk nodig het. So voor ons die nagmaal gaan hê, wil ek net so 'n paar testimonies deel met julle, het ek gedink. Net van my belewenis. Ek het in die week op tyd gevat en gedink, ek wil vir julle share die perspektief vanuit iemand wat eintlik die bemoediging en die samekoms van gelowiges baie goed ken. Okay? Nou ek het groot geword in kerk. My ouers was in bediening. Ek ken al kerk vandat ek 1 week oud is. Ek dink as so 'n prys uitgedeel moet word vir iemand met die grootste kerk bywoning, is dit 10 teenoor ek. Jy weet? Maar kom ek sê vir jou wat belangrik was oor die jare. Wat vir my uitgestaan het, was die kosbare privilege wat ons het, om bemoediging te kan beleef, om mekaar te kan beleef. So hierdie is die testimony van 'n pastor's kid nou, okay? Om te sien die belangrikheid daarvan. Ek kon sien in my journey met kerk en gemeente, waar my ware vriende, ware diep vriende, het ek altyd maar gevind in kerk. Skool was great, maar kerk was my mense, nee. Die mense wie opgestaan het, die mense wie gehelp het, die mense wie my laste kon dra, wie lief kon wees vir my, het ek bevind in kerk. Ek het beleef in COVID tyd, waar 'n paar mense van die gemeente, van ons campus, toe ek Amerika COVID gekry het, vir ons kos gebring het. Nou hoor jy die klokkie lui in WhatsApp en sê, er was iets by julle deur, dan is dit mense wat vir ons kos gebring het. Dis bemoedigend in die gemeente. Dis uit 'n sens van belonging uit 'n kultuur van belonging, om te weet ons is geken, ons is geliefd. Ek kon sien hoe mense mekaar dra in tye van pyn, in tye van nood. En dis belonging. In hierdie week was ons by 'n young adult selgroep gewees, waar ons 'n testimony kon hoor van een van ons young adults. En die testimony het so genoeg gebring, waar even ek was gebless deur 'n testimony van iemand in die selgroep. Dit kry jy nie by 'n coffee shop of by 'n bar of wat ook al. Dit kry jy met mense saam wie jy journey, waar jy weet dit is jou mense. Want ons het 'n need vir dit, nee.
Ons het nie daarvoor. So ek kon in my journey van kerk al sien keer op keer op keer, waar belonging my altyd teruggebring het. Altyd my hart sag gemaak het na die Here toe. En dis 'n interessante ding. Na al die jare, die preke van 'n kerk was great. Okay? Die worship van 'n kerk was amazing. Ek het kerk toe bly gaan, nie net omdat my ouers in die gemeente was nie. Ek het uit my eie uit kerk toe gegaan, nie omdat ek die woord gehoor het nie. Die woord was fantasties en great, hoor my hart, die woord is belangrik. Maar ek het baie keer die Bybel en die preke en goed vergeet. Maar wat ek onthou het, is my mense. Ons het op 'n stadium toe ek 'n tiener was, het ons Vrydag aan die tieners toe gegaan en in die week. Hoekom? Want ons kon nie genoeg kry van ons vriende in die kerk nie. En dis amazing van dit. Ons het daar gebly vir die belonging. En dis wat ek vandaan mee eintlik wou begin het. En ons gaan volgende week en die week daarna en die week daarna gaan ons verder journey oor belangrike elemente van belonging. Hierdie is net 'n intro. En wat ek wil doen vanaand, is ek wil vir jou die geleentheid gee om nagmaal te geniet. En ek gaan vir die band vra om op te kom en ons gaan net 'n paar moments vat van worship saam met jou. En hoe ek wil hê jy moet hierdie doen vanaand is om regtig in freedom net te kan kom en nagmaal geniet en beleef wat dit is. Die Here se hart, waar hy vir jou kom sê, you belong. Jy belong, jy behoort genoeg, dat hy bereid was om sy liggaam vir jou te gee. Dis uit sy hart vir jou, wat jy dit kon beleef. Dis uit sy hart vir jou, dat jy vanaand hier kan wees en jy kan belonging geniet. En gebruik nagmaal vir een ding, is om vir Jesus dankie te sê vir wat hy kon doen het. Neem dit in. En dan wil ek jou vra, vat 'n moment waar jy ook nagmaal kan share met mekaar, as jy voel is op jou hart. Vier hierdie belonging, waar jy kan sê, hoorie, Jesus het dit vir jou kom doen. Elke belonging moment en elke gathering en elke keer wanneer ons by mekaar kom, is in elk geval 'n viering van wie Jesus is. Is dit nie amazing nie? So vat 'n oomblik, geniet dit vir jouself. Share dit met mekaar. As jy voel jy wil ook 2-2 sit en nagmaal met mekaar, net enjoy. Doen dit. Vat hierdie vers in 1 Tessalonisense 5 vers 11 en gebruik dalk 'n oomblik waar jy sê, maar wie het bemoediging nodig? Neem 'n oomblik waar jy bemoediging aan mekaar kan bied. Share 'n woord met mekaar. Share 'n gedagte met mekaar. Vier vir 'n oomblik wat dit is. To belong. Terwyl die band reg maak en solank dit begin, gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, dankie vir hierdie voorreg. We were made to belong, Here. Ons is gemaak om te behoort. U het mense in ons lewe gesit. U het 'n gemeente daar gesit, Here, gemeentes reg oor die wêreld, reg oor die globe, met oop deure en oop harte dat ons kan behoort, Here. En my groot gebed vanaand is, mag ons belonging so aansteeklik raak, Here, dat mense buite kan sien, we also can belong. Mag ons die goedheid en die liefde van Jesus oral dra waar ons gaan, Here. Hierdie is 'n oop hart, 'n oop deure, 'n oop tafel met genoeg blessings vir almal, Here. En as ons vanaand nagmaal gaan geniet, Here, op ons eie, mag ons stil staan by die wete dat uit U hart vir verhouding en liefde kan ons vanaand hierdie geniet, Here. So dankie Jesus vir wat U kom doen het. En soos ons nagmaal gebruik vir onsself, laat ons dit ook share met mekaar, Here. Kom ons bemoedig ook mekaar met woorde. Laat ons woord kry, Here. Ek vra Heilige Gees, vul elkeen van ons net met insight en woord wat ons kan deel, Here. Bring ons op 'n plek waar ons met vrymoedigheid kan sê, ek het gebed nodig, ek het bemoediging nodig. Laat hierdie nagmaal net 'n celebration van belonging wees, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Jy is welkom vir jouself te kom kry. Share ook met mekaar. Vat 'n moment van gebed ook met mekaar en dan gaan ons net so lekker saam worship voordat ons afsluit.
standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're